Goeiedag almal, ek hoop dit gaan baie goed. Soos julle kan sien het ek 2 hoopies Bybels hier so langs my. Maar dis nie net enige Bybels nie, dis studiebybels. En die doel van 'n studiebybel is om jou te help om die Bybel beter te verstaan. Ek dink elkeen van ons kan getuig dat ons baie keer dinge in die Bybel lees en dan verstaan ons nie presies wat dit beteken nie. Maar die doel van 'n studiebybel is om vir jou die nodige materiaal en bronne en voetnotas te gee om dit wat dalk op die oog af nie sin maak nie, bietjie duideliker te maak. En ek het besluit om vanaand bietjie saam met julle te gaan deur die studiebybels wat ek het en die voordele en die nadele van elkeen uit te wys, sodat julle kan besluit watter studiebybel vir julle die beste sal werk. Kom ons spring weg. Die eerste studiebybel, en hierdie een is nogal baie mooi gedruk en mooi gebind. Dit is 'n studiebybel wat mens slegs by een winkel in Suid-Afrika kry, Christian Book Discounters. 'n Mens kan aanlyn by hulle bestel of jy kan by hulle tak in Johannesburg of Pretoria by hulle koop. Nou wat die Ancient Faith Study Bible so interessant maak, is al die voetnotas kom van vroeë kerkvaders af. Mense soos Origenes en die baie bekende kerkvader Augustinus. Nou, voor elke boek van die Bybel is daar ook 'n inleiding, soos wie het dit geskryf, wat was die rede waarom die brief geskryf was, vir wie is dit geskryf, en dan 'n stukkie kommentaar van 'n bekende kerkvader. En dan nie by elke liewe vers nie, maar by sekere verse in sy geheel is daar ook kommentaar aan die onderkant van die teks, wat jou help om die teks dan te sien deur die oog van die kerkvaders. En wat hierdie Bybel baie interessant maak is, jy leer om die Bybel te sien deur die oog van die kerkvaders. Jy sit as het ware hulle lens op en kyk hoe hulle die Bybel gelees het. En in hulle tyd was daar nie sagte ware of kommentaar nie. Hulle moes bloot die Bybel lees en deur die leiding van die Heilige Gees moes hulle besef wat dit beteken. En daarom dat iemand dit goed gedink het om baie van hulle kommentaar op klomp verskillende skrifgedeeltes te vat en dit in hierdie pragtige bundel van 'n Bybel saam te vat. Een ding wat hierdie Bybel ook ekstra het, is 'n klomp artikels oor dwaalleer wat in die vroeë kerk ontstaan het en waarom daardie dwaalleer verkeerd is. 'n Baie mooi en 'n baie interessante Bybel om te gebruik. Kom ons vat bietjie een uit hierdie hoopie uit. Nou hierdie Bybel staan bekend as die NET Study Bible. Nou, die NET staan vir New English Translation. Hierdie een is eintlik bietjie meer gerig op akademici, mense wat die Bybel wil uitlê om 'n preek te skryf of om 'n Bybelstudie te doen. Want wat baie interessant is hierdie Bybel het oor die 60,000 notas, en die notas is bedoel om te sê waarom is die teks vertaal soos wat dit vertaal is. So dit sê vir jou byvoorbeeld, dit is die Hebreëse woord wat voorkom, dit is wat die Hebreëse woord beteken, dis hoekom hy so vertaal word eerder as so. En baie keer word daar baie in diepte ingegaan, daar word gesê, hierdie persoon sê ons moet dit so verstaan, hierdie persoon sê ons moet dit so verstaan, en op die ou einde bereik hulle baie goeie gevolgtrekkings, en dit help baie vir woordstudie, vir julle predikante daar buite, wat woordstudie moet doen. Die goeie nuus is, dat jy nie hierdie boek in harde kopie hoef te hê nie. Wanneer jy op die internet intik NET Full Notes Edition, dan kan jy daar gaan kyk, en jy kan op die voetnotas klik met jou muis, en sien wat die vertalingnotas is. 'n Volgende een is baie bekend vir ons Afrikaners, en dit is die Bybel in praktyk. Hierdie is 'n pragtige weergawe wat as geskenk vir my gegee is, so hy lê my baie na in die hart. Wat die Bybel in praktyk baie oulik maak, is dat hy het ook voor elke Bybelboek 'n inleiding soos wie was die outeur, wat is die omstandighede, watter tema kry mens in die boek, watter kerngedeelte, wat die kommentator dink die kernvers van die boek is, baie interessante dinge, interessante sketse, en aan die agterkant het hy 'n baie mooi tematiese konkordansie, waar jy kan kyk, waar in die Bybel kry ons byvoorbeeld oral die naam Salomo, of waar kry ons die woord hoop, en dis baie hulpvaardig, en hy het ook vir amper elke liewe vers 'n voetnota om jou te help om dit beter te verstaan.
En die doel van die Bybel in praktyk is nie net om kommentaar te gee nie, maar ook te sê, hoe kan jy die Bybel prakties uitleef? Daarom die Bybel in praktyk. Die volgende studiebybel is een wat 'n mens kan kry by Good Neighbors Bookstore. Mens kan dit aanlyn by hulle bestel, of by hulle tak in Johannesburg of Pretoria kry, of jy kan dit by Koen Boeke kry in verskillende mooi weergawes. Hy lyk so, en dit staan bekend as die King James Version Study Bible. Nou wat hom baie interessant maak is, hy gee ook 'n inleiding tot elke boek van die Bybel, soos baie van hierdie studiebybels doen. En wat ek baie van hierdie een hou, is hy het 'n manier om elke vers in baie min woorde baie effektief te verduidelik. Hy het ook baie bekende of baie belangrike artikels in oor groot Bybelse temas soos heiligmaking, verlossing, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, klomp artikels wat jy kan lees en wat jou baie sal verryk. En natuurlik as jy van die King James Version hou, dan lees dit ook baie lekker en hy's pragtig kunstig aan die binnekant wanneer 'n mens hom oopmaak. En wat interessant is van hom is hy het in die agterkant ons belydenisskrifte in Engels. So indien jy belangstel in die Bybel in Engels en die belydenisskrifte in Engels en kommentaar wat short, sweet en tot die punt af is, op die man af, dan is hierdie die studiebybel vir jou. Die volgende ene wat 'n mens kan kry by Bargain Books, by Koen Boeke of eintlik by enige boekwinkel, hy is een van die wat meer toeganklik is en hy kom ook in verskillende formate voor. Ek het 'n mooi rooi weergawe van hom, is die Africa Study Bible. Nou die Africa Study Bible is spesifiek geskryf deur ongeveer so 50 kenners in die kontinent van Afrika. Ek dink as ek reg onthou in die inleiding staan daar dat dit deur 50 kenners van ten minste 40 lande in Afrika geskryf is. En baie van die kommentaar is goed. Nou, die ding van die Africa Study Bible is, hy gee nie vers vir vers kommentaar nie, maar hy gee eerder kommentaar in afdelings. Hy sal byvoorbeeld sê, die toepassing van Johannes 1 vers 1 tot 18 is die volgende. Maar hy het ook klomp baie interessante artikels in. Artikels soos wat spesifiek na die voorgrond kom in die Afrika konteks, soos voorvaderaanbidding. En hulle spreek hulle self uit teen voorvaderaanbidding en sê dat dit verkeerd is en dat dit nie pas by 'n Christen om sulke dinge te beoefen nie. Baie interessant, die skrif is baie sag op die oog, dis wel in die New Living Translation en dit is maar net 'n vertaling waarvoor ek so bietjie versigtig sal wees, want hy vertaal nie noodwendig altyd so akkuraat soos wat hy moet nie, maar ek sal definitief sê hierdie is 'n goeie boek, op goeie studiebybel om op jou rak te hê. Die volgende een kan 'n mens by Koen Boeke kry, by Good Neighbors Bookstores, en dit is die ESV studiebybel. Mens kry hom in verskillende formate, groot druk, klein druk, groter sizes, kleiner sizes, en wat ek baie van hierdie ene hou, is, hy is baie in diepte. En hy is nou bedoel vir iemand wat regtig diep in die Bybel wil ingaan. Hy gee nie net 'n inleiding tot elke boek van die Bybel nie, maar hy gee inleidings tot elke, kan mens sê, afdeling van die Bybel. Hy gee byvoorbeeld 'n inleiding tot die 5 boeke van Moses, bekend as die Pentateeg of die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel. Hy gee inligting oor die synoptiese evangelies, oor die briewe van Paulus, oor die pastorale briewe. Hy al daardie verskillende gedeeltes waarin die Bybel verdeel is, soos geskiedkundige boeke, poëtiese boeke, hy gee inleiding tot hulle elkeen. Maar dan wat hierdie Bybel baie goed maak, is sy inleiding tot elke boek van die Bybel is baie meer in diepte. Outeur, datum, agtergrond, rede vir skrywe, hooftemas in die boek, en dan 'n baie interessante ding is die geskiedenis van verlossing. Hulle dui aan hoe hierdie spesifieke boek wat jy nou gaan lees, inval by die groot verlossingsgeskiedenis van die Here en hoe Christus daarin raak gesien kan word. En dit help veral wanneer mense die Ou Testament lees, want baie keer in die Ou Testament weet mens nie watter gedeeltes profeties na Christus toe heen wys of waar Christus betrokke in die Ou Testament is nie.
Wat ek ook in die besonder baie van hom hou is, hy het aan die agterkant klomp artikels oor teologie, maar dit is op so 'n manier geskryf dat iemand wat nog geen teologiese agtergrond het nie, dit kan lees en regtig daarin verdiep kan word. Dit praat oor dinge soos dogmatiek, met ander woorde wat die skrif sistematies leer, dit praat oor dinge soos missiologie, wat sendingswerk is, klomp goedjies. En een ding wat ek veral van hom hou, omdat ek 'n groot liefhebber van die psalms is hy gee 'n inleiding tot elke psalm so mooi in groen gedruk. Wat was die agtergrond van die psalm, indien ons weet? Wat is die struktuur van die psalm? Baie mooi, baie interessant, geskryf deur, of die kommentaar is geskryf deur 'n klomp kenners oor die wêreld, waarvan die hoofredakteur Wayne Grudem is, 'n gereformeerde baptis in Amerika. En wat ek ook van die ESV studiebybel hou, is dat wanneer dit kom by goed waaroor gereformeerde baptiste en ander gereformeerdes van mekaar verskil, sê nou maar soos die kinderdoop of die volwasse doop, dan word albei standpunte gegee sonder om noodwendig 'n spesifieke standpunt in te neem. Ons kom dan by hierdie Bybel en dit is die MacArthur Study Bible, beskikbaar by Good Neighbors Bookstore, Christian Book Discounters en ook by Koem Boeke in verskillende vertalings en in verskillende formate. Baie mooi boek hierdie, baie mooi Bybel, en wat ek van hom hou is, soos die King James Version studie Bybel, sê MacArthur, want dit is geskryf deur een persoon, baie in min woorde. Sy inleidings is bietjie korter as die ESV studie Bybel, so vir die van julle wat 'n vinniger inleiding tot die Bybelboek wil hê, ek sou sê hierdie is die studie Bybel vir julle, maar dit is baie goed. Wat ons wel in gedagte moet hou is, John MacArthur was ook 'n gereformeerde baptis, en ons moet sy goed baie selektief lees. As dit byvoorbeeld kom by die doop en die eindoordeel, verskil hy met ons kerke oor sekere goed, maar dit is maar die geval met enige studie Bybel. Jy lees dit nie en aanvaar dit as wet nie. Die kommentatore is steeds sondige mense wat foute kan maak. Ons lees dit met goeie oordeel en in afhanklikheid van die Heilige Gees. Ons kom dan by die laaste studie Bybel, en dit is my dikste en grootste een, en hy is slegs beskikbaar by Good Neighbors Bookstores en Christian Book Discounters, en dit is die Reformation Study Bible. Die Reformation Study Bible het ook vers vir vers uiteensettings. Ek dink van al hierdie studie Bybels wat ek genoem het hy die mees in diepte agtergrond tot elke Bybelboek. Wat ek baie van sy agtergrondstudies hou, is hy sê in elke boek waar mens vir Christus kan raak sien. En dan indien 'n boek sekere moeilike uitdagings het, sê nou maar daar's in 1 Johannes 'n baie moeilike tema, dan bespreek hulle dit ook in die inleiding tot die boek. Hy het ook die belydenisskrifte aan die agterkant, klomp artikels aan die agterkant, baie goed. En ek kan hom definitief vir enige iemand voorskryf, baie gereformeerd en baie skrifgetrou. Sy hoofredakteur was R.C. Sproul, wat oorlede is 'n paar jaar gelede. Julle kan hom gerus gaan opkyk. Die vraag is nou, watter studie Bybel moet ek kies? Wel, dit hang af wat jy wil hê. Ek sou sê, indien jy een wil hê wat meer kort en kragtig is, sal ek die King James Version studie Bybel voorstel. Maar as ek 'n gunsteling een moet kies van al hierdie, is dit die ESV Study Bible. As ek op 'n eiland moes opeindig met een studie Bybel, is dit die ESV Studie Bybel. Vir baie redes, maar hy het net aanklank by my gevind. Maar gaan doen 'n bietjie jou eie navorsing en kry vir jou 'n goeie studie Bybel, sodat jy die Bybel beter kan verstaan. Tot volgende keer.